Dag sê, dankie en welkom terug vir nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Craig. Vandag is Dinsdag 20 Mei 2025. Op vandag se uitsending het ons die weeklikse insetsel van AgriMonitor en ek gesels met ons eie Jareen Hof oor Republikeinse bruidspaar kompetisie wat weer aan die gang is. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuus bespreek en ons kyk ook natuurlik weer na die weer. Bly by ons. Daar is ons terug. Irene Marie, op ons voorblad hier op Republikein is daar 'n hartseer storie. Die kop lees: ma pleit dreig tot dat dogter gehelp word en alles te Ja, so natuurlik ons Ministerie van Gesondheid het nie die beste reputasie nie en hierdie nou weer nog enetjie van daai. Dit is by St Mary's Hospitaal op Reebot. So dis 'n vrou wat sy het geweldige kopseer gekry en toe nou kliniek toe gegaan en hulle het nie regtig gehoor gegee daar nie. En die ma het toe later gepleit en gedreig dat haar dogter net opgeneem word. En hulle is op 'n punt as hulle wint toe by Katutura Staatshospitaal en daar sing hulle die hospitaal se lof en hulle sê maar dit was 'n Vrydag aand of 'n Vrydag laatmiddag of so wat gewoonlik 'n baie besige tyd is, maar hulle is onmiddellik gehelp en baie goed gehelp. En toe die vrou nou weer kopseer kry en hulle gaan toe nou weer St Mary's toe om hulp te kry en die ma toe gepleit en gedreig dat haar dogter net opgeneem word, dat iemand net haar dogter help vir haar bed gee en probeer vasstel wat gaan aan en vir haar pynmedikasie gee en so aan. En toe staan haar vir haar gesê, ja, okay, gaan huis toe, gaan pak 'n tas vir jou dogter en toe sy terugkom, toe is die dogter oorlede. Ja, nee, dis 'n baie hartseer verhaal. En wat so frustrerend is die feit dat die klagte, die pasiënte word nie geluister nie. Ek weet nie wat kan ons as land doen om daai ding te verander nie. Ja, en my groot ding is, jy as pasiënt, jy ken jouself. Soos ek weet, ek is geneig om kopseer te kry, maar vandat ek klein is. So ek dink niks daarvan as ek die dag 'n kopseer kry nie. Maar as ek die dag 'n baie erge kopseer kry, wat baie erger is as dit wat ek normaalweg kry, dan sou ek verwag ek sal gehoor word. Ek ken myself. Ek weet wat is buitengewoon vir myself. Ja. En dit is vir my die hartseer ding is dat 'n pasiënt wat hulle self 'n dokter of 'n verpleegster of iemand wat glad nie die pasiënt ken nie, neem dan nou hierdie posisie aan dat hulle die pasiënt beter ken as wat hierdie persoon hulle self ken. Basies. Miskien aan die ander hand is dit die werksomstandighede waaronder ons verpleegsters veral ly. En die onmenslike behandeling wat hulle as werknemers ondervind, wat dan hulle emosies doodmaak. Miskien is dit. Ek dink ook, dit was my eerste reaksie toe ek hierdie storie die eerste keer hoor, is dit is dalk 'n verpleegster of iemand wat oorwerk is, wat dan nie meer behoorlik hulle rasionaal kan volg nie, of wat besef, daar's nie veel beddens in die hospitaal nie, ons kan nie 'n bed uitgee vir 'n kopseer byvoorbeeld nie. En dan dink jy ook aan daai ander kant, dat dalk het hulle probeer om die beperkte hulpbronne wat hulle reeds het, en die beperkte beddens wat hulle reeds het in daai hospitaal, dit te beskerm, om dit nie sommer net uit te gee vir 'n kopseer nie. So ek dink jy kan na enige kant toe gaan, maar dit is natuurlik geweldig hartseer en ontstellend, dat hierdie persoon vir verskeie kere na klinieke, hospitale toe is en hulp probeer kry het en dit op die ouend nie gekry het. En aan die einde van die dag, sy was 36 jaar oud, sy los 3 dogters agter, 10, 12 en 13. Ja. Ek dink dit is die hartseerste, die feit dat hy lewe nou kort geknip is. Ja, absoluut. 'n Ander bron van kommer is die statistiek oor skoolverlatings waaroor Philip Joseph geskryf het. Dis ook op ons voorblad hy storie. En die getalle is skrikwekkend. Hulle noem daar van 13.776 leerlinge wat die skool gedurende verlede jaar verlaat het.
Ja, en meer as die helfte daarvan leerlinge wat sê hulle daar's taalhindernisse, hulle sukkel om die taal gebruik en die taal behoorlik te verstaan, wat ook weer geweldig hartseer is, want ek meen dis iets eenvoudig, wat as ons dit in grondslag kon regkry, in graad 1, 2 en 3 kon regkry, om vir kinders te leer om Engels te praat en te leer om hulle self te help om Engels beter te verstaan, dan kan hulle dalk later aan Engels beter verstaan, maar weer eens kom ons by daai klasse wat oorvol is. Ja. Ek het oor die naweek 'n boek gelees waar hulle gepraat het oor klasgrootes en toe nou gepraat het oor, jy weet, wat effek het op die kind en so aan en so voort. En wat my opgeval het is, in Amerika beskou onderwysers 'n klas van 30 as 'n groot klas. 'n movie se eislike klas waarmee hulle niks kan doen nie, jy weet. In Namibië dis normaal. Kom ons maklik hier by 40 soms 50 kinders in 'n klas, jy weet. Ja. So dan kom jy weer by 'n onderwyser wat nie vir daai 40, 50 kinders individuele aandag kan gee om te sê, verstaan jy wat beteken die woord osmosis? Ja, presies. Ogito Gray, verduidelik gou vir my, wat verstaan jy onder daai term? Verstaan jy dit behoorlik? Verstaan jy behoorlik die term gravity? Ja. Ogito Gray, wat verstaan jy onder dit? Jannie van die plaas, verstaan jy dit ook? Wat verstaan jy onder daai term? Ons onderwysers het nie tyd om sulke tipe goed na te gaan nie. So, dis regtig, ons het probleme op probleme. Jy weet, ons probleme is, ons klasse is te groot, onderwysers kan nie vir kinders individueel aandag gee nie. En dan het ons nog die probleem dat kinders nie behoorlik kan verstaan nie. Ja. So jy het nodig dat, indien 'n kind nie behoorlik kan verstaan nie, dat jy 'n klein genoeg klasgroep het wat 'n onderwyser dan met elke kind kan sit en sê, verstaan jy? Ja. Okay, verstaan jy? Ek stem volkome saam en ek dink ook dit is so eienaardig. Jy weet, al hierdie kwessies van nie genoeg spasie, nie genoeg hulpbronne, nie genoeg aandag. En tog is ons bevolking maar nou eers 3 miljoen. So met hierdie handjievol mense het ons steeds nêrens net nie genoeg vir enige iemand nie. Op 'n meer hoopvolle noot, ek het laas week Vrydag die wonderlike geleentheid gehad om besoek af te lê op die Diepsee Mira. Ons het hier 'n foto wat ek geneem het net om vir julle te wys hoe groot die olieboor is. Dit is werklik 'n reusagtige bedryf en die meerderheid daarvan is onder die water. Hy is spesifiek gebou om sy posisie op die water te behou tot binne 15 cm, ongeag van gevolg, gety, wind, weer. Hy hou daai posisie, want onthou, hy boor in die seebodem in, kilometers onder die seebodem. Dit was ongelooflik regtig, en ons het daar 'n QR-kode op die voorblad, wat geskandeer kan word met u selfoon, en dit lei tot 'n video, waar ek 'n toertjie van die Diepsee Mira met u deel, en ook onderhoude met van die 41 Namibiërs wat deel is van die bemanning, wat 28 dae aan en 28 dae af daar werk. So werk wat ek hier soek, ek moet sê, ek het 'n pel wat op een van hierdie werk daar elders, en nee. Nee, dit sal my bietjie mal maak. Jy kan nie sosiale media nie, jy kan nie Instagram nie, jy kan nie WhatsApp stuur vir jou geliefdes nie. Maar die geld is goed. Geld is goed, moet ek sê. Maar dis nie vir my nie. En daarmee, daar is nog baie om te lees in Republikein. Kyk asseblief daardeur, lees self, en bly by ons het nog baie om aan te bied hier op Klets Kompas. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy.
Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Dis amper klaar Augustus, behoort julle klaar te wees met die konstruksie. Hoe lyk dinge? Kijk, volgens die aanvanklike beplanning sou ons dalk 'n maand of wat vroeër klaar gemaak het, maar einde laas jaar is daar 'n vertraging gewees en dis hoekom ons nou by die hierso middel Augustus rond met ons inwerkingneming gaan wees van die fabriek. Daar's so 'n bietjie, wil ek amper sê, slegte nuus by die goeie nuus wat 'n mens net moet in konteks moet sit. En dit is dat as ons sê ons neem die fabriek in gebruik, dan gaan die fabriek nog nie eintlik oop wees vir die kapasiteitsverslagting wat algemeen aanvaar word, die kapasiteit van die slagpale gaan wees nie. Nou, om dit kortom te sê, ons beplan om 50.000 bees per jaar te slag, wat omgesit word in 250 bees per dag, maandag tot vrydag. Maar, voordat ons daarby kan uitkom, want ons sien onsself as hoofsaaklike uitvoer abattoir na die Europese mark toe, moet ons eers akkreditasie kry om te kan uitvoer. En die akkreditasie gaan ook met tyd gepaard. Natuurlik, dis was baie papierwerk. Dis nou so alhoewel ons gereed sal wees, sê maar om 'n sekere kapasiteit te kan verslag, moet ons genoeg data opbou om die Europese Unie se standaarde te kan aan voldoen. Uiters hoë standaarde is. En dan moet daar basies 'n 3 maande periode ook verstryk om te sien of ons hierdie standaard en hierdie kwaliteite kan handhaaf en eers daarna kry ons dan uitvoer sertifisering. Die beplanning is dat dit hierso rondom, ons sal dit as ons Kersfees wens het, dan sal ons dit graag Kersfees klaar wil hê. Kersfees klaar wil hê. Connection. It's in the human touch, the feeling of belonging. It inspires us and empowers us, creates clarity from complexity. It starts new conversations, unlocks the power of advice, and makes an impact on your life. At Alex Forbes, we pioneer insight to provide you with advice that connects your decisions of today to your impact tomorrow. Welkom terug en hier in die ateljee met my, ons eie Jereen Hof. Welkom Jereen. Dankie Ogeto, dis lekker om weer hier by jou te kuier. Dankie. Jereen, jy is nou al 'n tyd lank betrokke by die bruidspaar kompetisie, Republikeinse bruidspaar kompetisie. Oh my word, ja. Dit baie keer gaan die jare so in mekaar in en jy kom nie eers agter hoe lank dit al is nie. Maar ja, Jessie, is dit nou hierdie jaar al die 13de jaar? 13de jaar, ja. Dis ongelooflik. Onthou jy nog die heel eerste een? Ja, ek doen. Aha, was dit lekker? Ja, dit was baie stresvol en weet jy, dit was baie opwindend want ons het dit by die Namibiese Toerisme Expo gedoen. Ja. En hulle het gou-gou vir ons 'n verhoogie opgeslaan en ons het die paartjies daar laat op en afloop en dit was ijskoud want dit was in die winter. En dit was 'n besondere koue jaar en toe het Kevin en Genevieve Fish gewen. So ja, nee wat hulle was ook al betrokke by ons ander beoordelingsprosesse en dis altyd lekker om weer met mense te praat wat deel was van die kompetisie. Ook hierdie jaar het ons ons het die wenners van 2 jaar gelede is hierdie jaar op die beoordelingspaneel, so ons het baie opgewonde. Dis baie lekker. En ek verstaan julle het ook baie inskrywings hierdie jaar gekry. Ons het bietjie minder as gewoonlik gekry, want ons het dit hierdie jaar ook anders gedoen. So wat ons nou gedoen het is ons het dit opgedeel in 4 rondes waarvan 3
mense was wat in spesifieke tydgelewe getroud is. Okay. Dit was om die logistiek 'n bietjie minder te maak want ons is Namibiërs hou ons daarvan om op die laaste oomblik kaartjies te koop en op die laaste oomblik te besluit om iewers heen te gaan en om die laaste oomblik in te skryf. So ek gaan nie jok nie. Ek het al met afsnydatums het ek al tot middernag gesit en nog inskrywings gekry en dan op die laaste dag kry ek 100. Dan is my brein gesmelt. So nee, hierdie keer het ons bietjie anders gedoen, maar ons het nog steeds oor die 80 inskrywings gekry. Wonderlik. Ja, en ons het ook al 3 finaliste gekies wat by die finaal gaan wees. En dan wat ook hierdie jaar anders is, ons hou nou nie weer die Toerisme Expo nie waar dit sou gewees het. So ons het 'n alternatiewe venue gesoek en toe ons hoor van Rehoboth se trou expo, toe is ons onmiddellik opgewonde en ek het onmiddellik al ons finaliste gesien op hierdie verhoog en onmiddellik kan ons ook uit die dorp uitkom. Ja, want vir die eerste. Ons is mos baie arrogant hier in Windhoek, ons dink die hele wêreld draai om ons, Ja. Dit sal lekker wees om bietjie op Rehoboth te gaan kuier. Ja, verseker. Sien hoe doen hulle troue daar. Jep, dit gaan verseker baie lekker wees want daar is nou nie net ons bruide natuurlik nie, daar is klomp uitstallings, daar is huurmotors, daar is vrouens wat nog trourokke maak, lekker troukoeke, the works, en daar gaan ook 'n loopplank wees waarop die modelle hulle rokke gaan dra, so ons sien na baie uit. Wonderlik. En natuurlik gaan ons gaan NTV ook lekker daar gaan kuier. Ja. En dis om die draai. Dit is om die draai, dit het so vinnig op ons afgekom. So dit is nie sonder stres nie. Dit was nou nogal 'n uitdaging, maar die stemproses is nog steeds aan die gang om te bepaal. Jy wil weet hoe dit werk. Ja. So, ons het dit uitgedun tot by 25 deelnemers. Dis nou uitgesluit die 3 wat al reeds deurgedring het. Ja. En die kykers daar buite moet nou stem. Oh. So hulle bepaal eintlik wie gaan nou deurdring. So stem. Ek het gister gou gekyk. Ja. Ons het toe al, en dit was om en by hierdie tyd oor die 1400 stemme gehad. Wonderlik. So ek gaan nie sê wie loop voor nie, want dit gaan net onregverdig wees, maar waar kan die kykers gaan so ons gaan sien? Ja. Ons het 'n chatbot. Okay. Al wat hulle hoef te doen is na ons #nommer toe stuur, #bridal2025 en daar is die finaliste wat daar so is en jy kan die foto's alles daar gaan kyk. Maar dit is ook op ons Facebookblad. So gaan kyk maar gerus daar. Op Republikeinse Facebookblad. Ja, op Republikeinse Facebookblad. So mense het nog net tot Vrydag om te stem. En daarna gaan ek vir almal volgende week vroeg sommer bel en sê, hoorie, oudjies, gaan julle die 7de by die Trou Expo kan wees want julle moet daar wees anders het julle nie 'n kans om te wen nie. Ja. Wonderlik. En hoe lyk die pryse hierdie jaar? Ag, Ogeto, so ons het Fernandia weer aan boord. Okay. En ons het vir Enjoy aan boord, so elkeen gaan met ietsie huis toe gaan. Ek dink dit is baie belangrik dat julle Fernandia betrek het want ons Namibiese diamant het al die ondersteuning nodig wat dit kan kry. Hulle moet nou deesdae meeding met nagemaakte. Ja, dit is waar. En 'n mens soek nie 'n nagemaakte troue nie, jy soek 'n egte troue. Ja, Ogeto, ons het nou hierso gelag oor jou troue. Dit was 'n ervaring. Dit het daar lank geduur. Ek het in die noorde getrou, 'n tradisionele troue. Gelukkig het my skoonpa daar baie moeite gedoen. So dit was ook vir my 'n ervaring. Ek was nog nooit tevore met so iets betrokke nie, maar ek het net geglimlag van oor tot oor gedurig. Ja, maar dit gaan ons nou maar oor julle tweeetjies op daai dag. En vriende en familie is daar om saam met julle die ja-woord te sê en dat julle twee getuig van hoe julle oor mekaar voel. Dis ek weet ek dink vir ons mans is dit bietjie anders. Ons gaan maar deur die troudag om by die troue uit te kom of by die huwelik uit te kom. Ja. Dis nie waar nie. Ek gaan vir jou sê, as ek so kyk na hierdie inskrywings, om die helfte is dit mans wat inskryf. En ek is mal daaroor want dit is vir my so lekker om 'n ander perspektief te kry. Dit is nie net vrouens nie. En die mans raak al hoe meer betrokke by die reëlings en by die venues en by koekproe en kospro en
Dit is goed. Ek dink net hulle hou hulle self weg van die trourok af. Ja, dit is ja, mos daai is gevaarlik. jy moet liewers nie. Maar ag ek wil nou niks negatief uitspreek oor die hele huwelik of die trou-industrie nie. Ja. Maar ek glo jy moet meer belê in jou huwelik as wat jy in die troue self belê, want dit is tog op die einde van die dag die persoon met wie jy die res van jou lewe wil spandeer, want niemand gaan in 'n huwelik in om te besluit, ek wil nou nie meer hier wees, of jy gaan met die beste intensies in en jy wil oud word met hierdie persoon. Ek stem volkome saam, maar ek moet ook net noem, kyk, die troudag, as jy dit reg doen en die huwelik hou, dan is dit die enigste troudag wat jy gaan hê. Wat jy gaan hê, en vir die herinneringe is dit die moeite werd om 'n bietjie moeite te doen. En verseker, dit is so. Dis nie pere koopie. Sal jy 'n lekker idioom nou hier aanhaal. Dit is die perde koop nie. Ek dink mense moet regtig meer, hulle moet ook dink oor waarvoor hulle ja sê. Ja, dit is nie net die ring en die troue nie. Dit is 'n leeftyd hopelik saam. Ja. Tot die dood toe julle skei. Ja. Maar ag, daar's baie interessante fasette en dit is ook hoekom dit vir my lekker is om altyd, ek gaan nou vir jou sê, meeste van die mense wat deurgaan na die finaal toe is die mans en vroue wat baie oulike huwelikstories het. Ja. As hulle want almal moet 'n briefie saamstuur. Hulle moet vir my sê hoe hulle ontmoet het en hoe die troudag was en wat hulle toekomsplanne is. En dis net so lekker om hierdie stories saam te beleef met die deelnemers. En ek sê altyd vir almal, ek sit nie self op die beoordelingspaneel nie, want dit is vir my absoluut te moeilik. Ja. Want dit voel vir my ek het 'n verhouding met elkeen van hulle. Sjoe. Dis net lekker. Wat 'n wonderlike versameling van daai briewe moet jy nie nou al hê nie. En stories. Ek wonder of ons 'n plan moet maak om van hulle te kan deel met ons gehoor nie. Dit sal lieflik wees. Ja. Want daar is werklik inspirerende stories. En paartjies ook wat gedink het hulle het al die liefde afgeskryf en hulle gaan vir altyd op hulle eie wees en alleen deur die lewe gaan en dan skielik hierso op 'n dag. Ja. Of dit nou om 'n sportveld in die kerk of deur vriende is. Ontmoet hulle mekaar en dan is die koel deur die kerk, né? Letterlik en figuurlik. Ja. Wat is jou gunsteling deel van 'n troudag? Is dit die koek miskien of die rok wil jy sien? So dit is nou nogal 'n tricky ene. Ek dink miskien is dit klink nou baie seker soos 'n klise, maar ek dink die belangrikste is om te luister na wat jou dominee of pastoor of die leraar vir jou op daai spesifieke dag gee. En daai woorde is wat jy moet onthou, want die res is vinnig verby. Ja. En jy moet moeite doen om te onthou wat hy vir jou gesê het. Beslis. So, dit klink 'n bietjie soos 'n klise, maar jy moet dit onthou. Ek stem. Jy moet onthou waarvoor jy ja sê. Ja, maar my gunsteling is die dans aan die einde. Jy sien, ons is in die oggend getroud, so ons het glad nie gedans nie. Glad nie? Ja, ek en my man dans nie. So, ons het 'n oggendtroue gehad. Ons het op die 1 Mei is ons getroud, so ek weet dis altyd 'n vakansie. Ja. Workers Day, you know. So, die 1 Mei, so 01/05/2005, ons het nou ons 20ste huweliksherdenking. Sjoe, veel geluk. Dit is wonderlik. En ongelukkig is dit al waarvoor ons tyd het, maar julle het nou die opdrag gekry, daar is net 'n paar dae oor. Asseblief, doen julle deel en stem. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. En daar het julle dit nog 'n uitsending van Kletskompas agter die blad, maar môre is ons weer terug, so maak seker om weer by ons aan te sluit. Geniet die dag, totsiens, tot môre. Bye bye.